My naam is Pieter Kloete en dis die program Fokus. My gas vanaand is Willie Spies van Hurter Spies Prokureurs. En dan so 'n bietjie later gaan Jaco Kleinhans, die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, ook by ons aansluit. Hy sit nog tans op 'n vlug van Kimberley na Johannesburg toe. Nou ja, dit was 'n baie besige naweek vir die wat op die pad was. Willie, was dit ook baie besig, van meeste van die paaie was gesluit. Maar dit het nogal redelik goed afgeloop. Ek is eintlik nogal verbaas. En ek dink ek het eintlik bietjie gisteraand so in die bed gelê en dink dat as daar politieke wil is, dan kan dit werk. Jy weet, as jy mens kyk hoe mooi Johannesburg of gedeelte van Johannesburg gelyk het, die paai wat mooi skoon gemaak het, ek kry elke dag daar by die Voortrekker Monument en ek moet vir jou sê die Fonteine Sirkel was nog nooit so mooi nie. Ja, daar's 'n FHK liedjie, Afrikaners is plesierig, hulle hou van partytjies en dan maak hulle so. Nou, ek wou die liedjie 'n bietjie verander nadat ek die G20 dopgehou het en alles daar rondom. Ek dink die ANC is plesierig, hulle hou van partytjies en dan maak hulle so. En dan is dit omtrent 'n refrein na elkeen van hierdie groot internasionale gebeurtenisse in die land. Dat daar dan gesê word, maar kan dit nie die norm raak vir die toekoms nie? En ek wil dit ook vra. Jy weet, ons het almal gesien hoe is die sypaadjies mooi skoon gemaak. Ons het gesien hoe opgeruim is alles en hoe seepglad word alles gereël. En dan is die vraag, as daar met soveel beslisheid 'n partytjie gereël kan word, kan ons nie vir 'n slag met soveel beslisheid net ons werk doen, elke dag doen wat nodig is om gedoen te word, en die land laat slaag en sukses behaal nie. Ek dink dit is 'n uitdaging. Dit het begin in 1995 met die Wêreldbeker rugby, in 1996 met die sokker Afrika beker nasiebeker en met die cricket, daar was 'n 2003 Wêreldbeker cricket hier gespeel. 2006 was die 2020 Wêreldbeker. Jy kan dit noem en keer op keer na die tyd dan wens ons mekaar geluk en klop mekaar op die skouer en sê kan dit tog nie so wees altyd nie. Om een of ander rede is daai politieke wil ongelukkig nie daar nie. Selfs misdaadvoorkoming was op die bol gewees hierdie slag. Ek hoor van en my vrou het gisteraand die grappie gemaak, sy dink die arme ou het nie die e-pos gekry nie, wat toe so ewe probeer het om na bewering 'n voertuig te kaap wat bestem was vir die G20. Nou die voertuig was vol sekuriteitsmanne van die gesamentlike operasiesentrum en die manne het losgebrand op die arme ou wat nie die e-pos gekry het nie. Hy's in die bolyf geskiet. En uit die mediaverklaringe kan ek nie lekker agterkom of dit werklik waar 'n kaping was en of hulle gedink het dis 'n kaping en of hy iets nagemaak het nie. Dit moet 'n mens nou nog uit die gebeure wat volg sien. Maar jy sien hierdie hypergereedheid, hierdie beslisheid teen misdaad en 'n toewyding wanneer die wêreld se oë op Suid-Afrika is. En die oomblik as die vliegtye vertrek, dan is dit ongelukkig gewoonlik weer business as usual, om die Engelse term te gebruik. So ja, die versigtiging dink ek bestaan by almal. Ongeag wat jou politieke affiliasie is, waar jy vandaan kom. Maar almal sal graag wil sien dat die doelgerigtheid en die effektiwiteit waarmee hierdie partytjie aangebied is, ook so 'n bietjie kon geld in die manier waarop die land bestuur word, want ek dink groei is werklik moontlik as daar daai tipe van toewyding is. Jou algemene gevoel oor die G20 self? Baie interessant, ons het die grappie gemaak en op die voorblad van die nuusweek 2 weke terug het ons gesê is G20, G19, G18. Uiteindelik was dit lyk vir my China, Mexico en die VSA wat nie daar was nie. Mexico en China was nou nie die speerpunt van woede gewees as gevolg daarvan nie. Almal se woede was gekonsentreer op die VSA en op Donald Trump wat 'n bietjie sterk standpunte ingeneem het, en 'n mens moet die konteks in gedagte hou. Suid-Afrika het 'n paar diplomatieke flaters begaan in die afgelope 6 maande en letterlik hulle vinger gereeld in die Amerikaanse oog gesteek, om dit so te stel, met die opmerkings van Ebrahim Rasool, die hele persona non grata gebeure wat daar plaasgevind het. Alles wat sedertdien gebeur het rondom Suid-Afrika se beleidsraamwerk wat ons maar moet toegee wat werklik waar vyandig is teenoor die wit minderheid. En ongeag wat die 44 verloopte Afrikaner
briefskrywertjies te sê het, dit is 'n werklikheid. Ons beleef dit elke dag. Ons sien dit elke dag in wetgewing wat na vore kom. Die oorregulering, die manier waarop die ekonomie eintlik doodgedruk word deur regulasies wat onnodig is en wat daarop gemik is om 'n elite te bevorder en nie regtig waar gelykheid te skep nie. En die kritiek wat die FSA regering daarop lewer is geregverdig, maar belangrikste van alles, die Suid-Afrikaanse regering se optrede teen Israel, weet ons, het baie bitter smaak in die FSA se monde gelaat en dit het nie ongesiens verbygegaan nie. So die Suid-Afrikaanse regering het 'n paar politieke flaters gemaak en daarom is dit gegeewe die persoonlikheid van Donald Trump en gegeewe die manier waarop hy eintlik half altyd in die oortreffende trap reageer op dinge wat vir hom nie aanvaarbaar is nie. Kon 'n mens verwag dat die Amerikaanse regering die standpunt sou inneem wat hulle ingeneem het. Of dit goed is of sleg is, wil ek my nie vanaand oor uitlaat nie. Wat Suid-Afrika betref en wat die standpuntinname van president Ramaphosa by die gebeure betref, die feit dat hy weer swaarde gekruis het met die FSA, selfs in sy afsluitingstoespraak, dit hou eintlik hierdie om dit so te sê, die diplomatieke nagmerrie duur eintlik voort. Die interessante is state so Charles de Gaulle, dink ek, het die eerste Franse president na die Tweede Wêreldoorlog het gesê, state het nie vriende nie, hulle het belange. Nou Suid-Afrika moet dit ook besef, Suid-Afrika het belange. Die FSA bly 'n groot handelsvernoot van Suid-Afrika, ongeag hoe Cyril Ramaphosa en Ebrahim Rasool en Naledi Pandor oor die Amerikaanse politiek voer. Ons het belange daar en ons moet iets doen om daai belange te beskerm. Ons kan nie na willekeur ons monde uitspoel by elke geleentheid nie. By die G20 beraad self was natuurlik daar so 'n bietjie 'n reaksie. Dit is so dat 'n mens kry tog die indruk dat daar by Europa of die Europese politieke elite 'n bietjie van 'n rugstyf maak is, dat hulle eie identiteit wil behou, dat hulle so 'n bietjie afstand neem van die FSA as die tradisionele leier van die Weste ten goeie of ten kwade, en dat hulle eie posisie ingeneem het en dat hulle hierdie posisie van multilateralisme soos dit gestel word baie duidelik ondersteun. Daar is 'n deeglike bewustheid dat die swaartepunt van die wêreldekonomie nie meer by die FSA was soos wat dit 20 jaar gelede is nie, maar dat dit inderwaarheid na China toe geskuif het. En die vraag is, hoe reageer die wêreld daarop? Dit lyk of hulle daarop gereageer het deur gewoon aan te gaan met die G20-beraad, en daai ekonomiese bewegings is behoorlik aan die gang. Hoe dit gaan uitspeel is 'n goeie vraag. Waar Suid-Afrika geposisioneer gaan word is 'n goeie vraag. Die belangrike vir ons is, ek dink Suid-Afrika as 'n relatief klein ekonomie in die G20. Kyk, ons is 'n naamdeel van die G20, maar in werklikheid is ons hier by G34 rond. Ons ekonomie is lank nie meer onder die 20 grootstes in die wêreld nie. Maar hoe dit ook al sê, ons moet as 'n relatief kleiner speler moet ons moeite doen om handelsbande met soveel as moontlik lande in stand te hou, en op 'n manier dat jy nie onnodig vyande maak oor goed wat nie vyandskap verg nie. Ongelukkig is die ANC-regering ideologies baie gedrewe, en omdat hulle ideologies baie gedrewe is, het hulle 'n geneigtheid om swaarde te kruis, ideologiese swaarde met westerse lande wat ek dink nie regtig nodig is nie. Maar alles in alles was die beraad sekerlik 'n sukses. Die partytjie was plesierig en daar sal seker weer partytjies gehou word. Maar as die partytjie verby is, dan moet ons terugkom en dan moet ons die werk doen wat gedoen moet word in die land. En dit is die groot uitdaging ook vir ons regering en ons mense ook. Jy het genoem van die Europese leiers wat nou begin half hulle rug styf maak teen Amerika, wat eintlik ook 'n groot moondheid was, ekonomies en anders. Maar tog, as 'n mens gaan kyk na, Finland sit letterlik aan die grens van Rusland en ek bedoel, dit vat net 'n kopskuif van Putin en dan is Finland deel van Rusland. En ek dink nie die NATO het die wilskrag op hierdie stadium, en dat ook nie die ruggraat wat hulle nou juist die afgelope 5 of 4 jaar gewys het met die Oekraïne Rusland oorlog, om regtig standpunt in te neem nie.
So ek wonder net, jy weet, as mense nou weer styf maak teenoor Amerika en Amerika besluit nou, weet hy gaan nou maar alle militêre befondsing staak vir Oekraïne en vir Europa, dan sit Europa eintlik met 'n bietjie van 'n krisis, sou ek sê. Wat is jou opinie? Ja, nee, ek dink die Weste is voor 'n bestaanskrisis en in baie konservatiewe geleedere wêreldwyd is daar hierdie verwagting dat hier 'n groot ek wil nie praat van 'n oorlog nie, maar dat hier 'n groot magsverskywing gaan kom. En dat daar 'n uitdaging van die wêreldmagte gaan wees. Dit vind plaas in die ekonomie. Ons sien dit Rusland homself na oos posisioneer, wat eintlik hartseer is, want Rusland is nog steeds binne die ortodokse tradisie, is dit nog steeds 'n Christen nasie, om dit so te stel, alhoewel dit dan nou binne die ortodokse tradisie is. Dit sou baie beter gewees het, glo ek, as dit nie as hulle nie natuurlike vyande van die Weste was, of die Weste hulle nie as 'n natuurlike vyand beskou het nie, maar eerder as 'n potensiële bondgenoot om hierdie Christelike waardestelsel in die wêreld of in hierdie botsing van beskawings op 'n manier te help beveilig. Ongelukkig gebeur dit nie. Daar's hierdie geweldige anti-Russiese gevoel en Putin ongelukkig doen nie veel om afbreek te doen daaraan nie. Ek dink nie hy gaan uit sy pad uit om ook diplomatieke bande te herstel met die Weste wat nodig kon wees nie. En hierdie opbou is aan die plaasvind. En waarop dit uitspeel, sal ons moeilik kan sien. Donald Trump se politiek is een van wel diplomatie wat 'n bietjie op 'n robuuste manier bedryf word. Diplomatie wat sê doen wat jy moet doen of jy gaan die gevolge dra. Ons het gesien hoe het hy Iran tot in sy letterlik fondamente geskik met die bomme wat daar gegooi is en kernaanlegte wat gebombardeer is en tot niet gemaak is. Maar hy het letterlik was nie bang gewees om Amerikaanse mag te wys om diplomatieke suksesse te behaal in daai geval nie. En die interessante is, kommentators selfs, Amerika of Trump kritiese kommentators, het gesê dat die onlangse skietstilstand in Gaza nie sou gebeur het nie, as dit nie vir Trump en sy manier was nie, want die terme of die bepalings van hierdie skietstilstand stem in wese baie ooreen met wat Biden 'n jaar tevore probeer het en nie reg gekry het nie. Dieselfde voorwaardes word deur Trump aangebied en dit word aanvaar omdat daar 'n bietjie van 'n sterk man benadering is. So as ek nou sê styf maak van Europa se kant af, is dit ook nou nie heeltemal styf maak in die sin dat hulle self opstel teenoor Amerika nie, maar dat hulle ideologies meer geneig is om na Afrika te kyk, meer geneig is om na die ooste te kyk, as wat op die oomblik onder die Trump bewind dalk die geval is. Hoe dit gaan uitspeel sal ons moet sien, of hierdie, soos hulle praat van 'n civilizational war wel op pad is, wat baie mense sê gebeur, baie mense sê ons is op die rand voor middernag. Dit sal die tyd moet leer, maar tot dusver is daar ironies genoeg deur die sterkman president meer vredessluitings gewees as wat daar oorlog deur hom aan die kaak gestel is. En dis baie interessant in die politiek. Baie dikwels is daar die publieke persepsie wat oor 'n persoon bestaan. Die persepsie van 'n sterk man en 'n ou wat graag oorlog wil maak. So ou is dikwels die groot vredemaker. Terwyl die meer op die oog af sagte ouetjie dikwels die seerste byt. Hulle sê mos die makhonde by die seerste. En dis interessant in die Amerikaanse politiek, is dit 'n verskynsel dat daar het meer oorloë, Amerika het by meer oorloë betrokke geraak onder demokratiese presidente as onder republikeinse presidente. Baie mense dink die teenoorgestelde is waar, maar dit is nie. Die republikeine is dikwels die vredemakers, terwyl die demokrate dikwels 'n paar bomme al gegooi het. Ja. Die afgelope naweek was natuurlik die G20 beraad in Suid-Afrika en na wat lyk 'n baie suksesvolle
beraad gewees het hier in Suid-Afrika. En Finland het wel 'n kommentaar gelewer tydens hulle gesprekke met die leiers van die G20 beraad oor multilateralisme teenoor die bilaterale verhoudinge. En ek het so 'n stukkie wat ek wil hê julle moet luister na wat die president van Finland, Alexander Stubb, gesê het. Luister hierna. Kom ons probeer weer. Pieter, as jy vir ons daai klankie kan speel van president van Finland, Alexander Stubb. Okay. Kom ons, ek gaan nou vir jou speel, Willie, maar kom ons praat so 'n bietjie oor van 'n regsman ook. Jy weet, as mens praat van multilateralisme en bilaterale verhoudinge. Wat is die verskil tussen die twee? Ja, die bilateraal dui op twee kante, multilateraal is veelkantig. En natuurlik die wêreld hou van die veelkantigheid. Ek dink Trump uiteraard, omdat hy hierdie hele Make America Great Again filosofie het. Hy is gekonfronteer met die werklikheid van die FSA wat 'n veel kleiner, relatief kleiner rol in die wêreldekonomie speel as 20 jaar gelede. En hy wil dit temper. Hy wil die situasie op 'n manier omkeer en daarom het hy hierdie uitgangspunt om te sê ons dreig die wêreld met tariewe. Daardie dreigemente van tariewe word opgevolg met bilaterale, tweeledige ooreenkomste met spesifieke lande, spesifieke handelsooreenkomste met spesifieke lande. Hy kry baie spesifieke doelwitte gestel. In Suid-Afrika se geval het hy doelwitte gestel wat die ANC nie belangstel om na te kyk nie, tot hulle eie skande, want ek dink dit sal die land goed doen as hulle daarna wou kyk. Maar by baie ander lande is daar nou ander voorwaardes wat gestel word, en as daai voorwaardes voldoen word, dan behaal die Amerikaanse regering eintlik nie net ekonomiese sukses ten opsigte van daai spesifieke handelsvernoot nie, maar ook politieke doelwitte word bereik en 'n politieke impak word gemaak wat die gang van die wêreld op 'n manier kan verander. Die multilateralisme is natuurlik 'n veelkantigheid. Dit is verhoudinge wat aan die hand van groot multilaterale ooreenkomste gesluit word, groot wêreld bedingings wat gemaak word, groot platforms soos die G20 beraad wat sekere verbintenisse aanknoop. En dis ongelukkig is dit dikwels ooreenkomste wat gedryf word, sou ek sê baie dikwels deur 'n meer linkse agenda. Die hele omgewings agenda word baie sterk gedryf binne daai konteks. Die groot fokus op Afrika, die afskryf van Afrika skuld, is 'n klomp filosofieë en dinge wat maar net lekkerder sit binne hierdie multilateralisme konsep as wat Trump met sy geen nonsens, reg of weg, wit of swart standpunte eintlik kan regkry. So ek dink dit is die politieke alternatief vir dit wat Trump op die oomblik na die wêreld toe bring. Persoonlik dink ek daar is waarde in albei. Soos ek nou gesê het, dit sou Suid-Afrika gebaat het om hom tog maar 'n bietjie te steur aan die eise wat die Amerikaanse regering op die oomblik stel ten opsigte van kwessies soos swart ekonomiese bemagtiging, om te kyk na wat op die plase aan die gang is, om eienoomsregte verseker en om weg te beweeg van hierdie oordrewe swart-wit politiek en ook 'n bietjie van 'n meer oop siening te hê oor wat Israel en die res van die Midde-Ooste betref. Dit sou Suid-Afrika baat gevind het om dit te doen, en daarom sal dit jammer wees as hierdie multilateralisme net gebruik word as 'n manier om dinge wat werklik waar probleme is in spesifieke lande en ook probleme is in Suid-Afrika onder die mat in te vee en onder 'n groot globale idioom weg te steek onder mooi sousies soos 'n gesonde omgewing en groter gelykheid in die wêreld en al hierdie mooi sosialistiese
ideale wat op papier en wanneer politici dit uitspreek baie mooi klink, maar wanneer dit op die werklikheid neerkom, maar 'n dryf van 'n sosialistiese agenda wêreldwyd is. Ons sluit aan by Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, en hy praat met ons vanaf OR Tambo internasionale lughawe, want hy vlieg weer later vanaand Europa toe om 'n bietjie daar skakeling te doen. Jaco, baie welkom. Ja, goeienaand Pieter. Jaco, my ander gas in die ateljee is Willie Spies van Houter Spies Prokureurs. Ek kan Willie so 'n bietjie gesels, Jaco, oor die pleintjie wat ons eintlik vir Suid-Afrika wil gee van hoe goed die G20 beraad gereël was, en ook hoe goed dit uitgevoer is. Jy weet, as daar 'n bietjie politieke wilskrag is, dan kan 'n mens wonderlike goed sien, so skoon paaie, ligte wat werk en die meer. Ons het ook so 'n bietjie gepraat oor hoekom die Europese leiers voltallig was by die beraad, en dan het ons ook so 'n bietjie net vlugtig gepraat oor multilateralisme en bilaterale verhoudinge. Ek weet nie of jy wil aansluit en net 'n bietjie vir ons jou opinie gee van die afgelope G20 en juis oor multilateralisme. Ja, absoluut so. Kyk, ek dink daar is al 2 jaar gelede met die beraad in Indië heel wat daaroor gepraat. Dis natuurlik 'n konsep wat Indië baie sterk oor voel en die Indiese regering baie sterk ook die afgelope paar jaar probeer bevorder het, en dit natuurlik veral in 'n veranderende geopolitiese omgewing, jy weet, waar die westerse invloed natuurlik besig is om af te neem, net eenvoudig in terme van ekonomiese omvang in die wêreld, maar ook demografies en op soveel ander maniere, wat ook verband hou aan die een kant met die opkoms van China, maar nie net China alleen nie, natuurlik soveel ander lande. Mens dink nou maar aan Indië se eie reuse ekonomiese opkomst die afgelope paar jaar, sowel as 'n land soos Indonesië. Interessant, ons was 3 jaar gelede, was dit die G20 beraad in Indonesië gewees, en dis 'n land wat 'n reuse ekonomiese wonderwerk eintlik tans ervaar, 'n land wat besig is om regtig een van die groot ekonomieë in die wêreld te word. So dit alles in hierdie soort van veranderende geopolitiese en globale ekonomiese omgewing daag dis die soort van westerse hegemonie uit. Jy weet, die feit dat die weste vir redelik lank gedomineer het tydens die Koue Oorlog, en dan veral natuurlik in daardie eerste periode, ek sou sê amper die eerste helfte van die periode na die einde van die Koue Oorlog. En mense het iets daarvan gesien afspeel met hierdie G20 beraad natuurlik in Suid-Afrika. Interessant genoeg wat mense moet onthou, hierdie was nou die 4de jaar in 'n ry wat dit beraad is wat in 'n land wat in die sogenaamde globale suide val aangebied is. Indonesië, daarna Indië, verlede jaar Brasilië en verjaar Suid-Afrika. So baie sterk fokus eintlik al vir 4 jaar op hierdie konsep van multilateralisme, maar ons weet ook dit is iets wat die huidige Amerikaanse administrasie redelik sterk teenstaan, wat baie sterker voel oor bilateralisme, die idee dat daar bilaterale betrekkinge tussen onderskeie lande moet wees. Jy moet nie hierdie soort van multinasjonale ooreenkomste en organisasies en instellings en reëlings hê nie. Lande moet onderling met mekaar ooreenkomste sluit, en dit het ons die afgelope paar maande gesien uitspeel, en dis hoekom daar eintlik 'n natuurlike spanning dus ontstaan het tussen die FSA en die soort van denke wat in aanloop tot hierdie G20 beraad plaasvind. Die opvallende is natuurlik die leiers wat weggebly het en wat eerder meer junior individue gestuur het. Ek dink dis nou nie net Amerika wat heeltemal nie by beraad geboikot het nie, maar natuurlik ook China se president wat nie bygewoon het nie, wat wel sy premier gestuur het, en dieselfde vir nog 4 ander lande. So daar was duidelik 'n versigtigheid gewees, dink ek, juis omdat daar hierdie omvattende vlak van geopolitiese spanning tans wel bestaan. Ons is net nou weer terug na die breek, en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor wat nou. Hoe lê die pad vorentoe vir Suid-Afrika na die G20 beraad bly ingeskakel? Sake van die hart. Pretoria FM. Maak gereed vir die ongelooflike Nikkel Kersmark van 26 November tot 7 Desember, elke dag van 9 tot 5. Wag 'n wêreld van handgemaakte geskenke, kuns en heerlike lekkernye op jou. Alles vir 'n wonderlike doel, né? Ondersteun die gestremde volwassenes van die Kongweni Welsynsorganisasie. Geniet die kunstenaar wat optree, gratis toegang en parkering en 'n kontantlose ervaring. Die Nikkel Kersmark is waar Kersvreugde lewe kry. Meer inligting beskikbaar by www.nikkelmarket.co.za. Nikkel Market
Plaasbestuur gaan gepaard met seisonale beplanning, reën of sonskyn. Met Candy Solar kan jy sonkrag op jou manier gebruik. Met seisonale betalings wat saam met jou kontantvloei beweeg. En met die inkomstediens se sonkragbelastingvoordeel kan jy meer as 25% van jou stelsel se koste binne die eerste jaar terugkry. Bespaar meer as die helfte op jou kragkoste. Beskerm jou wins en hou jou fokus op jou plaas. Candy Solar maak sonkrag eenvoudig. Besoek candy.solar vir meer besonderhede. Die Afriforum Theater bied aan Margie van der Merwe, Pierre Breitenbach, Eloise Klaasen, Niels Klaasen in Die Wolf van Prins en sy skoonma, die pantomime. Wat is 'n pantomime? 'n Lekker lag, saam sing, ronddans, sprokies verhaal met 'n kinkel. Geskik vir alle ouderdomme. Is jy seker? Verseker soos sonskyn in die Sahara. Wanneer? 20 tot 23 November. Kaartjies? By www.afriforumtheater.co.za. Hoeveel? 150 vir jonges, 250 vir jonges van gees. Groeinde. Die Wolf van Prins en sy skoonma, 'n bietjie van 'n bosbel boekjol. Hier baljaar ons in jou taal. Pretoria FM. Welkom terug by die program Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand Willie Spies van Houter Spies Prokureurs en Jaco Kleinhans telefonies. Hy is die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, net voor die breek het ons ook of so 'n bietjie vroeër het ons ek en Willie 'n bietjie gesels oor president Cyril Ramaphosa wat tydens die G20 baie harde woorde gehad het vir Trump en selfs tydens sy afsluitingsseremonie. Maar nou dat al die lande weg is, nou is ons weer alleen. Dit is amper soos die klein ouetjie wat vir die groot ouetjie sê ons gaan vir jou hart slaan terwyl twee groot boeties agter jou staan. Maar nou is ons alleen en ons staan met die groot boetie hier voor ons. So wil ek weet nie wat lê vir ons voor nou na die G20. Wel, dis moeilik om te sê wat voor lê. Wat ek hoop voor lê is dat daar wysheid by die Suid-Afrikaanse regering is en dat daar nie 'n verharding of dat die verharding wat mense dikwels sien, dat dit nie in stand gehou word nie, maar dat daar met wysheid, diplomatieke wysheid opgetree word, ook wat verhoudinge met die FSA betref. Ek sou baie graag wou sien dat daardie wysheid by die Suid-Afrikaanse regering inskop. Ongelukkig is die geskiedenis die afgelope jaar of 2 wys op die teenoorgestelde. Ek sien deurlopend 'n verharding. Ek sien deurlopend 'n klein mannetjie wat spiere wys vir die FSA. Wat so 'n bietjie ook nou die G20 gebruik het as 'n platform, soos jy sê, om met die rugsteen van die ander G20 lande vir Amerika 'n bietjie sleg te sê en te beskuldig dat hulle boelies is en al hierdie tipe van goed. Sulke goed het ongelukkig altyd gevolge en veral met die komplekse persoonlikhede wat op die oomblik in die FSA bewind is, kan 'n mens nie sommer net sulke goed sê en dan verwag daar kom niks van nie. Dit sal jammer wees as hierdie spiraal nie gebreek word nie. Die spiraal moet gebreek word. Daar moet gekyk word hoe kan verhoudinge tussen die FSA en Suid-Afrika bestendig word, hoe die handelsbande in stand gehou kan word, hoe daar voordeel gekry kan word. Die FSA belê grootskaals in Afrika. Die FSA raak grootskaals betrokke. Hoekom moet ons daardie voordele wegwys terwyl van ideologiese oogmerke, terwyl daar geweldige groeipotensiaal ook vir Suid-Afrika ter sprake is? Ek sou baie graag meer volwassenheid by die Suid-Afrikaanse regering wou sien as wat ons op die oomblik sien. Jaco, wat is jou opinie? Ja, nee, absoluut. Ek is eens daarmee. My bekommer is as Willie praat van daai spiraal, is dat daardie spiraal eintlik dat daardie probleem eintlik dat dit vinniger 'n spiraal, dat die probleem eintlik verdiep. En dat ons 'n geweldige verdieping gesien het net in die aanloop tot die beraad en natuurlik tydens die beraad. Dit het begin met die minister van buitelandse sake Ronald Lamola se uitspraak 'n week voor die beraad op Amerikaanse televisie waarin hy gesê het dat die
Amerika, dat die Trump-administrasie wit heerskappy of sogenaamde white supremacist beleid soort van probeer voorstaan ten opsigte van Suid-Afrika. Dit was natuurlik 'n absolute rooi lyn wat oorgesteek is. Kyk, is baie maklik om haar te praat, né? Dis baie maklik om veral as die persoon oor wie jy praat nie in die vertrek is nie. So 'n bietjie houe in te kry en dit natuurlik te doen dan ook wanneer jy jou omring deur talle mense wat met jou saamstem. En dit het so iets daarvan was natuurlik teenwoordig by die G20 beraad. Daar was min Trump bondgenote daar, né? Dit was maar die eerste minister van Italië en ook die eerste minister van Japan wat regtig Trump bondgenote is. Die meeste ander Trump bondgenote was nie natuurlik teenwoordig as mens nou dink aan iemand soos die president van Argentinië, Hongarye, Slowakye, verskeie ander lande, president van Pole byvoorbeeld nie. En dit was met ander woorde 'n omgewing waar Ramaphosa daarin kon slaag om te spreek tot die frustrasie van dan ook ander individue en leiers. Maar die probleem is daardie leiers het teruggegaan na hulle huise toe. Hulle het almal teruggekeer en hulle verhoudinge met die Trump-administrasie is byna deur die bank vandag, vanaand soos ons praat, beter as Suid-Afrika se. En ek verwys hier na sê maar die Turkse president Recep Erdogan. Ek dink hy het ook dalk 'n frustrasie gehad, maar kom ons wees eerlik, sy verhouding met Trump is baie goed. Hy was onlangs in die Withuis, hy het 'n goeie ontvangs gehad. Die kroonprins van Saudi-Arabië was 'n week voor hierdie beraad in die Withuis. Baie sterk verhouding tussen Saudi-Arabië en Amerika. Dieselfde geld vir 'n groot hoeveelheid van hierdie politieke leiers, ook natuurlik die Europese leiers wat wel hierdie beraad bygewoon het, maar dit het wel gespeel in die hand van daardie leiers wat baie sterk hulle self teenoor Trump opgestel het. Ek dink aan iemand soos Mark Carney, die eerste minister van Kanada. Ek dink ook aan byvoorbeeld die president van Brasilië. Dis almal mense wat baie sterk teen Trump staan en Ramaphosa wat 'n bietjie na hulle kant toe probeer speel het. Die probleem is egter dat ons onsself eintlik nou bevind in 'n kleiner groepie, as wat dalk die persepsie bestaan, maar 'n klein groepie van lande wat regtig deur Amerika as vyandig bestempel word. En daardie lande betaal almal 'n redelike prys daarvoor, né? Jy kan net maar kyk wat met Kanada tans gebeur en wat met Brasilië gebeur, en dan natuurlik is daar lande wat selfs baie meer vyandig is. En Suid-Afrika kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Baie van hierdie lande is beter geposisioneer. Kanada en Brasilië is definitief ekonomies baie beter geposisioneer. Jy weet, ons het verlede week gehoor dat Amerikaanse besoekers aan Suid-Afrika nou vir die eerste keer in baie jare besoekers uit die Verenigde Koninkryk verbygegaan het. So die meeste toeriste verlede kwartaal was uit Amerika afkomstig. Ons weet al dat buitelandse direkte beleggings in Suid-Afrika al vir baie jare die meeste uit Amerika afkomstig is. Ons uitvoere na Amerika het die afgelope 25 jaar met 400% toegeneem. En ek kan aanhou om die redes te noem hoekom die Suid-Afrikaanse ekonomie ongelooflik afhanklik van Amerika is. So ja, ek dink wat ons gesien gebeur het is bravade, 'n bietjie die hoop eintlik dat in 'n sin Trump dalk geïsoleerd kan voorkom. Ek dink daar's 'n oordeelsfout. Ek dink hier is 'n strategiese fout wat die Suid-Afrikaanse regering maak, en dis dat hulle dink dat Donald Trump geïsoleerd staan. Hy staan miskien in 'n sekere denkrigting redelik teenoor die meeste ander lande in die wêreld, maar Trump is definitief nie geïsoleer nie. Hy's die president van die grootste land in die wêreld. Goed eenvoudig met hom saamwerk. Nou kan net om af te sluit, Willie, oor 'n jaar van nou af is die G20 in Amerika by Miami en letterlik op Trump se voorstoep by Mar-a-Lago. Dink jy Suid-Afrika gaan goed ontvang word, Willie? Ons moet kyk of hulle visums kry. Dis waar. Ons moet kyk wat gebeur in die jaar wat voorlê. My indruk, soos en Jaco dit bevestig, is dat die Suid-Afrikaanse regering tans al die foute in die boek maak. Kom ons hoop daar kom wysheid. Dis noodsaaklik vir Suid-Afrika om belange oral in stand te hou. Dis belangrik om handelsbetrekke aan die gang te hou. Ons is nie in 'n posisie om sterk mannetjie te speel en ons slim te hou en vinger te wys vir groot moonthede in die wêreld nie. Ons moet maniere vind hoe ons handel in die gang kan hou en hoe ons die belange van die Suid-Afrikaanse samelewing as geheel kan bevorder. Of die huidige regering daai vermoë het, is 'n goeie vraag. Tot dusver het hulle liderlik geval.
Jaco, net om af te sluit. Ja, nee, ek kan absoluut daarmee saamstem. Ek dink daardie beraad in volgende jaar in Florida, dis nie by Mar-a-Lago nie, dis wel by een van Trump se ander golflandgoedere of plekke wat aan hom behoort, maar dit gaan 'n interessante ander soortige beraad wees en hoewel Suid-Afrika natuurlik eintlik tegnies die reg het om dit by te woon as 'n G20 lidland, is die vraag, gaan die afvaardiging visum skryf, gaan hulle visums nie dalk gekanselleer word? In die huidige klimaat kan ek eintlik nie sien hoe die Suid-Afrikaanse regering toegelaat sal word om dit by te woon nie. Ek dink nie ons moet onderskat hoe sleg hierdie verhouding is nie. Ek het 'n vermoede dat ons baie binnekort, binne enkele weke gaan sien dat daar sanksies ingestel gaan word teen verskillende Suid-Afrikaanse regeringslei. Ons kan verdere ekonomiese strafmaatreëls sien wat baie sleg vir Suid-Afrika gaan wees vir elkeen van ons. En dit is hoekom 'n mens sou hoop vir wysheid en insig in plaas van populistiese bravade soos wat ons in die afgelope week en 'n half gesien het. En ek dink dit maak dit is nog belangriker dat die burgerlike samelewing, die privaat sektor, ekonomiese rolspelers almal nou moet saamwerk om 'n alternatief voor te stel, jy weet, om 'n gesprek te tree met die Amerikaanse regering, om te sê moenie moed opgee nie, maak 'n plan. En ek dink 'n mens moet wanneer so 'n bietjie hierdie euforie wat die naweek natuurlik hier geheers het, wanneer dit nou so 'n bietjie begin verdwyn het, dan moet 'n mens die politieke argument in Suid-Afrika daarvoor stel. Die probleem is die klimaat was net die afgelope paar dae so met die euforie wat deur die media geskep is, dat dit byna onmoontlik was om daardie politieke saak te stel, maar daar's 'n baie sterk politieke saak uit te maak om te sê dat Suid-Afrika moet goeie verhoudinge met Amerika hê, omdat dit die teenoorgestelde natuurlik vernietigende gevolge kan hê. So ek dink 'n mens moet 'n week of 2 laat verloop, maar verseker nie opgee hiermee nie. Dit is in belang van die hele Suid-Afrika dat die verhouding met Amerika versterk word, maar ek dink president Trump en sy regering gaan met goeie reg en met goeie rede waarskynlik baie sterk stappe neem teen die ANC, teen leiers in die ANC, teen senior regeringslei. Dit kan nie anders nie as iemand soos jou minister van buitelandse sake, Ronald Lamola, die tipe uitsprake maak soos wat hy onlangs gemaak het, dan moet dit veroordeel word en dan sal die Amerikaners daarteen optree. Jaco, baie dankie. Willie Spies van Houter Spies ook baie dankie vir jou. En Jaco, veilig reis en ek wil jou aanmoedig, jy wat luister, as jy graag hou van bietjie meer konteks oor internasionale gebeure, dan moet jy definitief Jaco Kleinhans se potsending wêreldwys bietjie gaan luister en ek dink hierdie week gaan hy die potsending opneem vanuit Europa. So dankie ook aan jou, Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en natuurlik Willie Spies van Houter Spies Prokureurs. Tot volgende week. Dankie Jaco en veilig reis.